Hier is die volgende NWT opsommings. Dit is onderwerp 4, eenheid 2, lewende en nie-lewende dinge in 'n ekostelsel. Soos ons linksbo kyk, die verhouding tussen lewende en nie-lewende dinge in 'n ekostelsel. Kolletjie 1, ekostelsels help lewende dinge oorleef. Kolletjie 2, lewende dinge het kos en skuiling nodig. Kolletjie 3, nie-lewende dinge soos water, lug en lug help lewende dinge. En die laaste kolletjie, alles werk saam in 'n ekostelsel. So as ons na die regterkant kyk, om dit makliker te maak vir toetsvoorbereiding. In die blou, verhouding tussen lewende en nie-lewende dinge in 'n ekostelsel. So hier gaan dit dat die een die ander een nodig het om te oorleef. So lewende dinge kort nie-lewende dinge en nie-lewende dinge kort lewende dinge. Kolletjie 2, lewende dinge kort kos en skuiling. En kolletjie 3, nie-lewende dinge help lewende dinge. So hou dit toe, kyk of jy dit uitskryf tot jy alles onthou. So ons gaan weer hierso die visualiseringsmetode toepas om te help hierdie alles te onthou. Ons gaan eers deur dit net lees, dat ons sien waar dit gaan. So ons begin linksbo op hierdie prentjie hierso. So 1. Lewende dinge het lig nodig om aan die lewe te bly. 2. Diere kan plante gebruik as skuiling om neste te bou, soos hierdie voeltjie hierso. 3. Plante gebruik sonlig en lig om te groei en kos te maak. 4. Sommige diere gebruik plante om hulle neste te bou, soos dit al genoem al. En dan 5. Sommige diere eet plante, slakke en insekte byvoorbeeld. 6. Sommige plante het diere nodig om blomme te help om sade te maak wat dan nuwe plante sal vorm. Hierso byvoorbeeld bye. Bye word gebruik om blomme te bestuif, soos hulle die stuifmeel ronddra of rondvlieg van een blom na 'n ander toe. En dit is hoe plante voortplant en dis hoekom bye so belangrik is. En dan 7. Plante en diere het water nodig om gesond te wees en aan die lewe te bly. 8. Voedingsstowwe in die grond help plante om te groei en kos te maak. Soort van fotosintese ook. 9. Grond en water is habitat vir plante en diere. En dan punt 10. Sommige diere eet ander diere. So ek dink dit is nodig om hierdie prent te leer nie. Weet net van hierdie punte en kom ons kyk gou met 'n visualiseringstegniek hoe mense van hierdie goeders kan toepas. En ons gaan begin by punt 1 en dit deurwerk. So ek gaan nie eintlik al die punte toe gaan nie. So maak jy oë toe en verbeel jouself jy stap buite uit op die stoep. Jy sien die visdammetjie, jy sien die gras, jy sien voeltjies, jy sien insekte en so aan, plante. En dis basies die habitat. Imagine jy sien 'n voeltjie wat nes maak. Jy sien 'n voeltjie wat 'n wurm eet of 'n insek eet. Jy sien 'n voeltjie wat water drink. Jy sien 'n by op 'n blom. En so al hierdie saam kombineer basies lewende en nie lewende dinge wat mekaar nodig het om te kan leef.